Gunsgenote, ons weet wat gunsgenote is. Dis iemand, jou voorkeurkind, nee, jou voorkeurkind. Daarin weet sy is my voorkeurkind. Waarom maar voor te trek, maar sy is my gunsgenoot. En sy kan vir my vra wat sy wil, tot die helfte van my boedel, wat sy nie sal doen nie. Maar dis hoe jy voel baie keer teenoor hulle wat jy geroep het, en ons moet besef dat ons God se gunsgenote is. Ek al reeds gesê, ons is nie gered as vyande na God se vriende, nie, ons is gered as sy vyande na sy erfgename. Hy het ons afgesonder as gunsgenote. So het ons saam met Jesus erf. Wat 'n voorreg is dit is nie saam met hom kan erf nie. Chris, ek gaan oor jou kop kyk, want jy het die klok agter jou kop vandag, so, nee, hy sit verhef bo jou kop, maar, kom ons gaan na Filippense, hierdie geweldige, intieme brief wat Paulus skryf, Filippense. Ons doen net die inleiding weer tot vers 11, en dan gaan ons kyk van vers 3 tot, na die res van dit tot vers 11, daar die 9 verse. Nou, Paulus identifiseer homself en Timoteus diensknegte van Christus Jesus aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi en ook die opsieners en diakens. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en ook van die Here Jesus Christus. Dan begin hy die dankgebed. Hy sê, ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Telkens wanneer ek vir julle almal bid, doen ek dit met blydskap oor julle deelname aan die evangelie van die eerste dag af tot nou. Oortuig daarvan dat hy wat 'n goeie werk onder julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus, Jesus. Dit is immer vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou, wat my gevangenskap sowel as die verdediging en bevestiging van die evangelie betref, deel julle, as anderwoorde met Filippense, almal saam met my in die genade. Want God is my getuie, hoe ek met die innige toegeneentheid van Christus Jesus na julle almal verlang. Ek bid juist dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling om die dinge wat saak maak te kan onderskei. Die doel hiervan is dat julle op die dag van Christus, die tweede keer dat hy die dag van Christus gebruik, innerlik suiwer en onberispelik sal wees, vervul met die vrug van geregtigheid wat ons deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God ontvang. Vader, ons weet alle dinge moet lei tot die lof van die Vader, tot sy heerlikheid. Dit is U wat U seun mens gemaak het, dit is hy wat gekom het om vir ons te betaal en ons U geregtigheid te gee. Lei ons in die woord, Here, sodat ons tog op 'n sekere manier U woord kan blootstel, exposeer, om te weet wat die Heilige Gees vir ons wil sê, is ons gebed met afhanklikheid en danksegging. Amen. Omdat jy sê, ons kyk na nie na wat Paulus sê, dit gaan nie oor wat Paulus sê, dit gaan oor wat die Heilige Gees deur Paulus sê. Hoekom doen ons dit? Ons weet 2 Timoteus 3 vers 16, dis 'n vers wat julle almal uit die kop uit moet ken. Alle skrif is deur God ingegee, die letterlik in Grieks theos nostos, dis deur God, alle skrif is deur God uitgeasem, van Genesis reg deur tot Maleagi, van Matteus tot Openbaring is theos nostos, deur God uitgeasem, en dit is nuttig vir lering, onderrig, teregwysing, en om die man van God op te voed in die geloof. Nou, beslis sou Paulus ook die brief aan die Filippense homself insluit by alle skrif. Wat hy hier skryf in Filippense is ook alle skrif, sluit in alle skrif. En ons weet almal, ons het begin deur Paulus, ken ons nou almal al van Galasiërs af, ons het na Judas gaan kyk, maar Paulus het 13 van die 27 boeke geskryf,
Ons weet dat hy eers Saul was, ons weet dat hy die kerk vervolg het, hy het hulle gejag soos diere, het hulle huise gesleep, sê Handelinge, en hulle tronk toe gesleep, en hy was op pad na Tarsus toe. Hy was van Tarsus op pad Damaskus toe, om Christene te gaan arresteer as Saul, was nie vir hom genoeg om Stefanus se bloed van sy skoene of sy sandale af te vee nie. Hy moes nou verder nog gaan, en dis hier waar die Here Heilige Gees van einde van hom sê, dit is genoeg. Nie soveel woorde om met blindheid slaan, dat hy seker op die grond moes rondkruip en soek waar is sy, het nie brille gehad nie, maar ons seker kontaklense gaan soek op die grond, want die Here het hom verblind. En dan word hy, Paulus, die vervolger van Christene, wat mense in die tronk gesit het, word hy self in die tronk gesit, terwille van Christus. Dis gesê, what goes around comes around. En dan vind ons in Filippense 1 vers 13, waar is Paulus? Hy is by die keiserlike wag, die Latyns Praetorium, dit beteken die plek waar die keiser se soldate eintlik daar was. So hy moes redelik naby Rome wees. Mense sê nie, hy het in Efese geskryf, ander sê hy het in Caesarea. Kan daar ook keiserlike wag te wees, maar die keiserlike wag sê vir my, hy was eintlik in Rome, want dis waar die keiserlike wag is. En dan vertel hy vir hulle die evangelie, hy vertel vir hulle, hoekom is ek hier in die tronk? Hy kon hulle die hele verhaal vertel, het net soos hy vir Festus, Agrippa, en al die mense vertel het, hoekom hy 'n diensknegt en 'n gevangenes van Christus geword het. Wat maak dit dat hy in die tronk sit? Nie soos vandag as mense in die tronk is, dit is skam om te sê, hoekom in die tronk is nie. Ek het moord gepleeg, of ek het gevang in diefstal, of ek het Paulus het 'n edele bekentenis en hy kan vertel, ek was 'n vervolger van die kerk, ek was eers Saul, nou is ek Paulus, die kleinste wat hy homself, die kroon, hy noem homself chief of sinners, die grootste van sondaars, die geringste van die apostels. In 1 Korintiërs 15 praat hy van homself as 'n misgeboorte, ontydig gebore, misgeboorte. So Paulus het nie 'n probleem gehad met sy aansien nie. Hy weet wat hy was, hy weet wat hy geword het, en hy weet dat hy in die tronk is vir Christus onthalwe. Maar dit het die Filippense mense vir wie hy skryf ook geweet, hy is in die tronk. Die een wat aan ons die evangelie gebring het, want Paulus was saam met Timoteus by Filippense, Filippi in die stad, hy het daar vir Lydia, die purperverkoopster ontmoet, hy het die tronkbewaarder ontmoet, wat ons oppas. Hierdie mense is toegevoeg almal by die kerk. Sê nie, hulle was in die kerk, daar was 'n groot kerk in Filippi op die ou einde gewees. Maar hulle hart is seer vir Paulus, want hy is hier in gevangenskap. Daarom het hy in vers 7 daarvan praat, want die laaste gedeelte van vers 7, wat my gevangenskap sowel as die verdediging en bevestiging van die evangelie betref, deel julle as Filippense, julle, nie ander nie, julle as Filippense, deel saam met my in die genade. As jy kyk na Filippense 1 vers 30, sê hy ook, julle Filippense, stry dieselfde stryd wat julle in my sien stry het, waarvoor julle nou ook nog steeds stry. Was 'n kragtige vers 29, het sê, immers terwille van Christus aan julle as Filippense gegee, as gawe gegee, om nie net in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Word vir julle gegee as 'n gawe om te glo. En die feit dat ons glo in Jesus Christus, ons glo, soos vanoggend gepraat oor die nagmaal, ons glo al die dinge, is as 'n gawe vir ons gegee, ons het dit nie self verkry nie. Paulus sê, julle het dit verkry, julle is deelgenote saam met my. En onthou wat ons gesê het, Hebreërs 13 vers 3, ook waarskynlik deur Paulus geskryf, hy sê, dink aan die gevangenes, asof julle mede-gevangenes is, aan die wat mishandel word as mense wat self ook 'n liggaam het. Die letterlike in Grieks sê, dink aan hulle asof julle aan hulle vasgeketting is, wat in gevangenis is. Paulus dink aan homself. Jy weet wat is Kusatu? Weet jy wie Kusatu is? Kan jy onthou die politiek, Kusatu en die kommunistiese party. Kusatu is 'n werkersunie. Christoffel onthou, 'n werkersunie.
Wat is hulle lese? Wat is die werkersmense se lese? Weet jy? An injury to one is an injury to all. Dit is van 'n kommunistiese, ateïstiese organisasie wat sê, as een van ons lei ons almal saam. En ek het dit gesien werk, toe ek in onderwys was en in die polisie was, alhoewel hulle opgroei het en saam. Maar het kom oorspronklik van Kusato, en sê, injury to one of us is an injury to all, en dit kom eintlik uit die Bybel uit, want die Filippense sê, an injury to Paul is an injury to us. Paulus kry seer, ons kry saam met hom seer. En dit kom van Christus af, want Christus sê vir Paulus, hy sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Want as jy my kerk seer maak, maak jy, Paulus, my seer. Hy sê nie, hoekom vervolg jy my kerk? Hy sê, hoekom, Paulus, Saulus, hoekom vervolg jy my? Jy is om my te vervolg. Injury to one is an injury to all. En vir al die lydende kerk in die Ooste ken hierdie gesegde. Lyding, dis kom ons geopende deure na hulle goed kyk. Wat gaan aan in Noord-Korea? Wat gaan in China? Wat gaan in Syrië? Wat gaan aan in hierdie plekke waar Christene ly? As daardie mense ly, hoort ons saam met hulle te ly. Is dit nie? Want hulle is deel van ons liggaam. Ons is deel van Jesus se liggaam. So as hulle swaar kry ons saam met hulle swaar, moet ons nie net vir hulle bid nie, ons moet kyk hoe ver ons hulle kan ondersteun. Dis waarom ons geopende deure help bydra, want hulle ondersteun daardie kerke in daardie gebiede in Pakistan, selfs in Indië. Maar die westerse kerk het so ontaard dat alles gaan oor wat. Ek het nie 'n saak nie. Ek dink die kerk, selfs in Suid-Afrika, is totaal en al uit voeling uit met die kerk, die lydende kerk. Ek glo nie hulle gee werklik om nie. Want kerk word egosentries. Dit gaan oor my. Wat kry ek uit die kerk? What's in it for me? Voel ek goed as ek klaar by die kerk was? Hulle is uitvoeling. Die meeste kerke in die Weste is ver uitvoeling uit by die liggaam van Christus. Maar as ons kyk na Paulus, hy doen 'n gebed vir hulle. Want hulle is deel van hom en hy is deel van hierdie kerk. Al is hy in tronk, hy is steeds deel van hulle. Ek het so 'n paar keer 'n video snit van J. John. Wie van julle ken vir J. John? Hy is van die kerk van Engeland. Hy is 'n Britse evangelis. Van die min mense wat nog evangelie verkondig in Engeland. Baie koddig, maar hy vertel hierdie verhaal van hoe ernstig gebed is. Dat jare terug die verhaal vertel en hy sê, 'n klein seentjie het sy ma aanhou pla en neel, ek wil 'n katjie. Mamma, kan ek nie 'n katjie kry nie? Nee, jy kan nie 'n katjie. Asseblief mamma. So het hy aangegaan vir weke en weke oor die katjie. En sy ma was raad op, sy het nie geweet wat om meer vir hom te sê nie. Sy het vir hom sê, goed, kom ons gaan buite na die tuin toe, dan bid ons hier saam. As Jesus wil hê jy met 'n kat hê, sal jy nou 'n kat in jou arms kry. So ek dink dit raak ons slaaf van die probleem van katte. En hy het skaars gebid die klein seentjie, woep, daar val 'n kat in sy arms. Die ma se natuurlik oorbluf, weet nie wat aangaan nie. En sy het gesê, sy het ons gesê, kat nou in die arm val is jou kat. Hy is baie dankbaar. Tot 'n week later kom hulle ouderling huisbesoek doen en hulle maak die deur oop en hy sê, hier stap 'n kat. Lyk soos een van die werpsels. Dit lyk net soos een van die katte. Hy seker is een van sy dogtertjies se katte. Hy sê toe maar niks nie. Tot hy ingaan en hierdie kat draai al om en toe moet hy hulle vertel. Hy sê, man, my dogtertjie het my kom roep en gesê, in hierdie boom het my kat, pa kom help my, ek kan nie die katjie kry nie, maar hoe nader kan hom klim, hoe verder gaan die kat in die boom op. Sê J. John, hy sê, hy het nie geweet wat hom doen, en het 'n leer gebring en dit het nie gehelp. Hy het self in die boom opgeklim, skoen uitgetrek, opgeklim, maar hoe nader in die katjie kom, hoe hoor klim die katjie, en op die ouens sê hy, gaan haal gou vir 'n paar daai tou wat in die garage is. Sy het dit vir hom gebring, hy het opgeklim en hy die
tak wat die naaste die kat is, het effens gehang, en het gesê, ek het 'n plan, ons maak die tou hier vas, en trek ons hierdie hele groot tak af tot onder. Hy sê, jy sal nie glo, die volgende oomblik snap die ding uit. En hy sê, daar gaan die kat. Nou dis waar die verhaal kom, glo wat jy voor bid en jy sal dit ontvang, verkry, né? Maar ek gaan nie res van die verhaal nie, kan maar die eie verbeelding daarby aanwas mis wat John vertel het van katte waarvoor jy bid. Was 3 punte wat ons nou moet kyk in hierdie gedeelte van Paulus. Die eerste is die intensiteit van die gebed wat begin by vers 4. Dis intensief. Hoe bid ons? Ons moet soos Paulus intensief bid, want as jy kyk na die woorde wat hy gebruik, elke keer, telkens wanneer ek vir julle bid, altyd wanneer ek vir julle almal bid, daar's 'n klem op die woorde, altyd, telkens, gedurig. Selfs die ESV praat van, always I pray for all of you of remembrance, every time, all the time I pray. Vers 7 dieselfde, dis immer vir my reg om so oor julle almal te voel. Die woord julle, altyd, of julle, kom 10 keer voor in 9 verse. Dis intens, maar dit gaan oor julle. Elke keer wanneer ek julle, telkens dink ek aan julle. Daar's 'n pragtige lied, en ek gaan 'n paar liede aanhaal vir ons. Julle ken almal die liedjie wat Elvis Presley bekend gemaak het. Willie Nelson ook, Christus se liefhebber van die musiek. You are always on my mind. You are always on my mind. Die Filippense is always on his mind, altyd, gedurig, telkens. Julle is in my gedagte, ek hou julle in die gedagte in Grieks, die gedagte, wêreld en die hart is eintlik dieselfde. Dis sinoniem. Julle is altyd in my gedagtes. Vers 7, die tweede gedeelte, ek hou julle in my hart. Vers 8, God is my getuie, hoe ek met toegeneentheid aan julle dink, en na julle almal verlang, almal, julle almal. Hoe ek in my hart is julle, vers 8, God is my, nou roep hy selfs God as sy getuie, hoe ek met innerlike, ons het 'n baptiste predikant, Robert Sam doen, hier go later gaan, wat, hy sê Engelsman, maar hy het daarom mooi hierdie woord geken in Afrikaans. Tederheid, dis oorspronklike vertaling, hoe ek met tederheid aan julle dink. Ons gebruik nie meer die woord vandag tederheid nie, ons gebruik met teerheid, of met innerlike gevoel, en Paulus gebruik hierdie woord, het klink maar 'n platterige woord, maar die woord wat hy gebruik kom in die Grieks splanknon, splanknitsum. Splanknon beteken eintlik letterlik jou, dit is die Engels van spleen, ingewand. Dis waar die woord vandaan kom, splanknon is jou, wat is die Afrikaans van spleen? Jou, wie? Nee, spleen is malt, eintlik jou malt. Dis waar die woord vandaan kom in Grieks. Julle, ek voel so in my innerlike inteer vir julle, dat hy gebruik die woord van die spleen of die malt. So diep gevoel het ek in my hart oor julle, met diepste teerheid bid ek. Nou moet ons onmiddellike applikasie doen. Hoe bid ons as ons aan mense dink? Maar jy bid ons wel. En as ons bid, hoe bid ons? Herhaal ons Paulus se voorbeeld wat die Heilige Gees deur Paulus vir ons gee. Maar dis hoe Christus aan ons dink, met teer en ontferming. As God hom openbaar aan Moses, dan gebruik hy ook die woord in Hanuna, die wederziet. God is barmhartige, genadige, ontfermende God, vol liefde, kom hy woord ook in Hebreëus, maar nie splanknon, dis Grieks. Hanun, en beteken innerlike teerheid, soos binne in 'n vrou se baarmoeder basies, wat hy hier gebruik. So voel ek oor julle. So, eerste is die intensiteit en die innigheid van die gebed, wat God se hand in beweging bring. Die tweede, deelgenote in gebed. Hy bid vir hulle bid vir hom. Hy voel vir hulle voel vir hom. Wederkerige deelgenote in die gebed, vers 5. En dit alles oor hulle deelgenote, of ek hou van Engels, partners is in die evangelie. Hulle is deel van Paulus se bediening. Hier waar in die tronk sit, is hulle deel van wat hy doen onder die heidene. Hulle is gehoorsaam aan God.
het ons verlede week gesê, hulle glo nie net die evangelie nie, ons het gesê in vers 29, hulle glo nie net die evangelie nie, hulle lewe die evangelie sigbaar uit. As daar 'n tyd is in die wêreld dat Christene Christus se evangelie sigbaar moet uitleef is vandag. Mense kom nie kerk oor hulle, ons het gesê, people don't care how much you know but they care, it's all important, they know that you care, not care what you know. Hulle lewe dit sigbaar, hulle deelname van die eerste dag as hulle deel van die evangelie, hulle lewe dit uit oor mekaar. Hoe? In liefde vir mekaar. Hulle nie gee nie om nie, hulle is baie lief vir mekaar. En dan vers 7 gebruik hy die woord in die bevestiging van die en verdediging van die evangelie. Daar is mense in die kerk wat baie lief is vir die woord apologia. Dis nie 'n verskoning, dis apologetics in teologie, praat van die verdediging van die evangelie. Wat Paulus is, hy verdedig die evangelie. Maar hy sê, saam met my verdedig julle ook die evangelie. Tussen julle, waar julle in klein Rome en Filippi stad is, verdedig julle ook die evangelie van Christus. En julle lewe dit uit. En dan die derde gedeelte, die vrug van Paulus se gebed. Wat wens hy vir hulle? En ons het sê, 2 keer gebruik hy in die dag van Christus. Eerste een in vers 6. Hy sê, ek glo en ek is oortuig daarvan, vers 6, dat hy wat die goeie werk onder julle begin het. Wie is dit? God, die Heilige Gees. Ek glo, ek is oortuig, anders sê, I trust, I trust that he who started a good work in you is faithful to complete it. Is getrou om dit te voltooi op die dag van Jesus Christus. Wanneer is die dag van Jesus Christus? Van Jesus terugkom. Maar hy deel nie met, hy praat nie van die eindtyd hier nie, maar hy gebruik hoe getrou God is tot op die dag van Christus, en aan einde van vers 10 praat hy alweer van die dag van Christus. Wanneer die dag van Christus kom, sal julle innerlik suiwer wees, onbevlek. Maar dan moet ons besef, as ons eie lewe moet lewe tot God se heerlikheid van ons vyand. Dis gewaarborg. Dis 'n waarborg. Ons kan nie self die lewe wat God wil hê ons moet lewe nie. En glo my, God wil hê ons moet perfek wees, want hy sê in die bergrede, wees julle dan perfek, soos my Vader in die hemel. Dit is God se standaard. Julle moet perfek wees, omdat my Vader in die hemel perfek is, so moet julle perfek wees. Dankie tog Johannes 6 vers 37 waar Jesus praat, hy is die goeie herder. Ons is met die Bybelstudie, ons gepraat by Jesus ook van die wedergeboorte wat Jesus hierdie owerste met die naam Nicodemus vertel van hoe werk wedergeboorte, waar die werk begin. Ons weet dis die Heilige Gees wat in harte werk. Dis die Heilige Gees wat mense trek. Maar Jesus sê Johannes 6 vers 37, behalwe dat hy dit aan Nicodemus verduidelik het, en Johannes skryf dit neer wat Johannes gehoor het, van die Heilige Gees skryf hy ook neer, maar hy sê 6 vers 37, elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal die een wat na my toe kom, nooit ander overtaan verstoot nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie. Dis nie my wil om julle te red nie, dis die Vader se wil. Maar die wil van hom wat my gestuur het. Dis die Vader wat verlang dat mense sal kom. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy, die Vader my gegee, nie 'n enkele een verlore sal laat gaan nie, maar hulle op die laaste dag opwek. Jesus sê, ek het nie gekom om my wil te doen, ek doen die wil van die Vader. Hy het my gestuur om skape by mekaar te doen. Julle is my gelowiges. Is nie baie verstaan nie die beginsel nie. En dit staan reg oor die Bybel skryf, gaan die psalms reg deur. Niemand soek na God nie. Ons vind ook nie God nie. Ons dink, ja, hoor mense sê, ek het God gevind.
Halleluja. Nie korrek nie. Niemand soek na God nie. Hy het jou gevind. Dus ek kom maar vir julle die mooi prentjie gestuur het van hy prent, is gebaseer op 'n ware verhaal. The day that he found me. Sinspelings daar die dag toe God my gevind het. God is nie soek nie, niemand soek hom nie, hy is nie verlore nie. Ons kan hom nie vind nie. Ons is verlore. Hy moet ons vind. Dan sê Jesus, almal wat na my toe kom sal ook by my bly en ek sal nie een verloor nie. Jesus kan nie een wat die Vader vir hom gee verloor nie. Behalwe hy en die Vader een is in die derde drie eenheid het hy Jesus die opdrag as goeie herder om hulle te behou. Daarom het Paulus ook sê, ek is oortuig daarvan, vers 6, dat hy wat die goeie werk onder julle begin het of in julle begin het, dit sal voleindig voltooi op die dag van Christus. Hy kom my soek verlore sondaars. Hy bring hulle en hy sal nie een verloor nie. Nie een nie. Anders het daai een persoon nooit regtig hom gegee nie. Ons soek hom nie, want hy is nie verlore nie, maar hy soek ons, want ons is verlore. En hy doen nie brouwerk en halwe werk nie. Ek weet, daar's baie werke, veral in Suid-Afrika vandag wat aanvaar dat die persoon maar 'n brouwerk doen. Om aanvaar dit is nou die nuwe standaard. Nie met God nie. Wie van julle weet waar die Villa sentrum is? Villa winkelsentrum is. Weet jy waar die pad na Delmas is? De Villa Boastraat. As jy uitgaan Delmas toe. Pretoria, daar waar Waterkloof is, daar afry by Waterkloof, Delmas se kant toe. Dis De Villa Boastraat. Ek weet dit iewers daar. De Villa en in De Villa Boa staan 'n geweldige, ek gaan kyk hoe groot hy is, 303.000 vierkante meter is die De Villa winkelsentrum. Ja, gesien hoe lyk hy? Dis net muur en sement, daar's niks binne nie. Hy staan al vir 15 jaar daar. Hy staan vir 15 jaar al daar. Ek iewers gelees, miskien gaan hulle nog verder ontwikkel. Maar dit is hoe 'n werk lyk wat mense doen. Begin altyd, is ons die meeste van ons begin na werk, 'n goeie werk, en ons kan dit nie voleindig nie. Jesus spot eintlik met mense. Hy sê, watter man sal optrek met 'n oorlog met 'n ander generaal, en hierdie generaal en sy weermag is groter, 10 keer groter joune. Dis dom, sê Jesus eintlik. Hy sê, watter man sal begin om 'n toring te bou, en dan dit net so los. Wat Jesus sê, ek begin nie 'n werk wat ek nie kan klaarmaak. As ek begin met die werk, gee ek 'n waarborg, dit sal klaargemaak word. Tot wanneer? Tot op die dag van Christus. 2 keer die dag van Christus. Tot op die dag van Christus. Interessant, dis 'n 3,5 miljard rand gebou. Waar kry jy? Internet. En dit was veronderstel om 'n kompetisie te wees vir Menlyn. Kan jy dit glo? Dit was veronderstel om 'n kompetisie. 303.000 vierkante meter groot. Moet dit dan nie klaar Toe gemaak, kontrakteurs het geloof. Ons weet nie waaroor hulle dit nie klaar gemaak het, maar dit lyk reg. Die eienaar ontwikkelaar het opgehou om te ontwikkel, maar dit is die eerste gesig wat jy ry verby hierdie geweldige groot sentrum, daar's niks gebeur vir 15 jaar. Dit bly net so. God is nie in daai besigheid nie. Hy maak ons volmaak. Dis wat hy sê, hy sal nie opgee met sy goeie werk nie, want Jesus sê Matteus 16 vers 18, ek, hoor die klem, ek bou my kerk. En die poorte van die doderyk gaan nie eens daarteen staande bly nie. Julle is die werkmanskap, Efesiërs 2 vers 10 wat ons 2 weke terug gekry het. Ons is sy werkmanskap, die Griekse poema. Ons is eintlik 'n gedig of 'n skildery wat hy mee besig is, of besig om met 'n musiekstuk. Hy voeg in, hy bou self sy kerk, hy bou self. En wat is die werk? Ons weet vers 6 en 10, dit sal voltooi wees op die dag van Christus. Vers 10, wat is die werk? Regenerasie, dis die werk van die Heilige Gees, wat hy in ons doen. Vervul met die vrug van geregtigheid. Dis sy werk.
As Paulus praat in Filippense, daai gedig van die Gnosis, hy sê elke tong, vers 2, vers 11, elke knie sal buig voor Jesus, elke tong bely, dis nie die einde van die vers nie, hy sê, tot heerlikheid van God die Vader. Alles dien tot die heerlikheid. Jesus kom, maak die Vader sigbaar, sy Gees, bring sy skape in, maar hulle eindig nie, hulle word nie net geroep soos de Villa winkelsentrum, hy staan daar en almal lag en sê, kyk hierdie onnozele mense wat hierdie probeer bou het en wat ook al nie. Hy maak sy werk klaar. Dat dit tot die heerlikheid is van God die Vader. Vers 10, hy praat, hoekom net innerlik suiwer? Onthou ons het gesê, gevul met die vrug van geregtigheid. Lyk oor sy klokkie, is dit nie Galasiërs? Wat is die vrug van die Gees? Galasiërs 5 vers 22, dis die vrug van geregtigheid. Blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. 8 vrug. Dit word nie genoem Lydia se vrug of Dries se vrug of Billy se vrug. Dit word genoem die vrug van die Gees. God is in die proses om ons klaar te bou met al die vrugte, sodat Jesus in bergrede kan sê, laat julle lig so skyn voor mense, sodat hulle julle goeie werk kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Nie julle kan verheerlik nie, julle Vader kan verheerlik. Die proses is die werk van die Heilige Gees. Dis waarom Paulus eindig in vers 11 ook, hy sê, dit is alles tot lof en verheerliking van God die Vader. Hoekom roep hy ons? Ons hemel toe kan gaan? Heel, byproduk, né? Hy roep ons, sodat ons kan wees tot heerlikheid van God die Vader. Jesus verskyn vir die heerlikheid van God ons Vader. Wie se reddingsplan was dit om mense te red wat almal verlore is, wat almal op pad is in 'n Styx rivier af na 'n drywende hel toe ondertoe. Ons het dit gedoen. Wie se wil is dit dat ons gered word van daardie ewige verdoemenis? God die Vader. Hy stuur sy seun. Maar dit is sy plan, en daarom moet alles dien tot heerlikheid en lof, vrug van geregtigheid moet julle dra vir God die Vader, wat hy vorm tot op die dag van Christus wat hy kom. Ons word na die Vader toegebring en voor die Vader gestel. En die Vader moet kyk na die werk van die Gees in Christus. Hoe lyk ons? Sodat hy kan voor die engele in die hele onsigbare wêreld kan wys. Kyk, hoe lyk iemand as God met hom klaar is? Hy lyk so. Dis nie uit hom nie. Want ons het niks wat ons bydra tot ons eie redding of ons eie heerlikheid van God. Ons het nie die vermoë nie. Dis waarom hy vir ons die Heilige Gees gee. Altyd tot lof en verheerliking van die Vader. En wat is in die proses? Hy sê om julle heerlikheid innerlik suiwer en onberispelik. Onmiddellik moet ons dink aan, ek weet die dames het gepraat van die pottebakke. God het die idee van 'n silversmid. Ken jy die verhaal van 'n silversmid? Kyk vir my Psalm 66 vers 10. En ek wou 'n bietjie vra om Psalm 66 te lees. Maar wat is die idee van 'n silversmid? Net om vir julle te wys. Wat sê Dawid in die Psalm vir die musiekleier? Hy sê, ja, u het ons getoets. Daai toets beteken nie beproef nie. U het ons getoets, u het ons gelouter, soos 'n mens silwer louter. Spreuke, as jy verbyblaai, Spreuke toe die volgende boek, Spreuke 17, en dis oral, jy kan dit op 'n klomp plekke kry, nou nie die Ou Testament, maar hy sê die smeltkroes is vir die silwer en die oond is vir die goud.
Maar hoofletter Here, Jahwe toets die harte. Hy toets die harte. Dis waarvoor hy nie goud is vir die oond, silwer is vir die smeltkroes. Wat is 'n smeltkroes? Jy sal die metallurgie ken, seker slim mense is Chris. 'n Smeltkroes is waar jy edelmetale ingooi en hulle word gesmelt. Dit is hoe hulle dit noem 'n smeltkroes. My pa was 'n blacksmith in sy dae. Hulle het eie goed gekook, opgekook, vuurwarm aan. Hulle daarmee gewerk. Die smeltkroes is dieselfde idee, jy vat goed wat nie suiwer silwer is nie, jy sit dit in die smeltkroes en jy kook hom. Jy kook hom weer. Jy kook hom nog 'n keer. Hoekom? Elke keer as hy gekook word, dan kom die opdrifsels boontoe. En wat doen die silversmid? Hy skep dit af, gooi dit weg. En hy hou nie op kook, hierdie smeltkroes, hou nie op werk, totdat hy hierdie silversmid sy eie gesig kan sien in die silwer. Dan weet hy, dit is suiwer. Hierdie is suiwer silwer. Amper so stainless steel, nee, suiwer. Dis wat hy sê, hoe word julle innerlik gemaak? Suiwer, deur die smeltkroes. Innerlik moet julle suiwer gemaak word, sodat God se werk in julle gesien kan word. En ons weet dat God dit met sy kinders doen. Baie kinders van die Here kry swaar in die smeltkroes. Maar God moet verheerlik word. En God gaan eintlik saam met ons in die smeltkroes, want waar Jesus geland het, hy nie ook in 'n smeltkroes geland. Alhoewel hy suiwer gevind is, glo nie God het aanhou kook en hy is suiwer van die begin af. Tot heerlikheid van God die Vader, en elke knie sal vir hom buig, elke tong bely tot heerlikheid van God die Vader. Ons vat saam, ons moet mekaar aanspoor. En dit is wat Paulus doen met die Filippense. Hy spoor hulle aan, hy sê, kom. Is vir julle gegee om te ly vir hom, te glo, maar hou aan, moenie opgee nie. Want in die proses word ons soos Christus. In die proses kom ons ook agter dat daar ander mense swaar kry in die smeltkroes en swaar kry in die lewe. En wat verwag Paulus moet gedoen word? Wat verwag die Heilige Gees wat moet doen met mense wat swaar kry? Daar's baie mense wat swaar kry. Gaan kyk maar ons gebedslys op Vrydag, sal jy sien hoe swaar mense kry. Ons moet mekaar se laste dra. Nie net bid vir 'n persoon. Ek het verlede week gesê, nie net bid vir die persoon nie. Tree in. Ek weet hier is mense wat sê hulle het die gawe van intersessie. Dan moet mens intree met sugtinge, met pyn in die hart vir daardie persoon, vasgeketting aan die persoon. Want Jesus, die Heilige Gees deur Jesus in Paulus sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus, dis sy wet. Bly Christus hier, 1969, Hollies, en die Hollies onthou, opgeroep. Ken jy die lied, He ain't heavy, he's my brother. Mooi lied, nee, het gaan soos iets, the road is long, and have winding turns, and I don't know when and how. Maar die lirieke sê, hierdie, my broer is nie swaar nie, want hy is my broer. Al maak my broer of my suster my rug seer as ek hom moet dra, of hom moet dra, hy is nie swaar nie, dit is my broer, daarom dra ek hom met van harte. Al is daar baie kronkels en paaie en draaie, ek dra hom, omdat hy my broer is. Dis wat presies wat Paulus hier ook bedoel. Want hy ook in Galasiërs bedoel het, dra mekaar se laste. Dra. Al maak dit baie keer seer om mekaar se laste te dra. Paulus wys vir ons hoe dra jy ander se laste. Hierdie gebed. Hy wys vir ons hoe bid jy vir mense. Ek sal aanhou bid tot God julle suiwer gemaak het. Ek sal aanhou bid omdat julle deel is van die evangelie. Ek hou aan julle dink in dit gebed met blydskap. Dink aan julle almal al die tyd. Julle is in my hart. As Rod Stewart, you are in my heart and you are in my mind. Julle is in my hart. Ek dra julle. En dan sê die Here, wat doen julle?
gaan doen julle dieselfde. Was mekaar se voete, as ek die Here julle voete was, gaan was mekaar se, gaan dien mekaar. En dis 'n woord wat nie in die westerse kerk voorkom nie, dien. Wat sê Paulus in vers 1, Filippense 1? Ek en Timoteus, diensknegte. Wat doen 'n dienskneg? Ons weet wat het Jesus as dienskneg gedoen. Hy het vir ons gewys. Hy sê die disippels 'n stuk kinde vuil voete gewas. Dan sê hy gaan doen dieselfde. Diensbaar. Ek en Timoteus, diensknegte van die Here Jesus. Dit klink so maar diensknegte van die Here. Wow, dis 'n chip op my skouer. Ek dra die range, ek is 'n dienskneg. Nee, gaan wys jou diensbaarheid. Gaan dien. As ons broers en susters dien ons Christus. En hoe anders dien ons Christus? Dis maar net 'n titel. Wow, jy's 'n dienskneg van Christus. Gaan werkwoord dien. Diensbaarheid. Dra. Bid. Vermaan. Bemoedig. In liefde. Mag die Here ons help. Dan maak hierdie gebed van Paulus sin. Diensknegte. Ek dink altyd ewig, gedurig aan julle almal in my gebed. Ek hou nie op om julle in my hart aan nie. Ek hou nie op nie, ek hou aan en aan. Duracell battery, nee, Duracell hasie. Ons sê hy hou net nie op nie, hy hou aan. Ja, die Here sê ek het julle toegerus met die Heilige Gees, gaan dien en verheerlik die Vader deur julle diensknegte. Amen. Ons bid saam. Vader, is maklik om te hoor. Here, is so maklik om net die woorde na te praat, asof ons nie iets het om te sê nie, maar die woord word duidelik ingestel deur Paulus, deur die Filippense wat vir Epafroditus gestuur het, om te dien. Waarskynlik moes Epafroditus ver reis van Filippi tot in Rome om vir Paulus te gaan bedien. Dat hy self siek geword het, soos die boek later sê. Maar hy het dit gedoen omdat hy weet dat hy 'n dienskneg is. Saam met Timoteus. Diensknegte wat diensbaar is vir broers en susters in die liggaam. Ons is een liggaam. Ons is u liggaam. Jesus leer ons deur die Heilige Gees om u te dien tot verheerliking van God die Vader. Hoe u ons ook al lei, mag ons gehoorsaam wees tot op die dag van Christus. Amen.